baie welkom aan almal hier so by Oom Koos, soos ons hom almal geken het, se requiem. Ons noem dit 'n requiem in Latyn om te sê dit is moet ek wat sê? English. Who's English? Sorry to hear of your problem. We're going to speak English and Afrikaans mix. We do mingle vandag. Ons is hier vandag vir Oom Koos, soos ons hom geken het almal, om hom te eer en respekteer as 'n hofbeampte. En dis waarom ons dit ook in 'n hof doen. En dit is 'n ou instelling wat al die jare kom in regspraktyk, dat 'n mens die lawyers gerou kom na so iets toe, dat ons togas aantrek, die landdroskie op die bank sit, om te wys, dis die eer wat ons betoon aan hom, wat vir jare 'n regsgeleerde was hier in ons distrik. Ek het 'n spesiale woord van die mense van wat is die dorpie, ons Louisfontein se prokureurs het ook hulle simpatie uitgespreek en hulle wens hulle kan hier wees, maar hulle sal dit op die Zoom volg. Ek gaan nou vir Jan Hendrik roep om ons woord te gee en te bid, want dis soos ons maar altyd ons goed begin en ons opgee. Jan Hendrik. Thank you, Mrs. Heeman, esteemed colleagues and friends and family, thank you so much for being here today. I found my brother-in-law yesterday, and he just reminded me of a story with regards to Koos Kutsia, Langkoos, as he was known in the community. And my brother-in-law was in Standard 2 in 1992, when they frequented the steakhouse, the Röderberg Steakhouse. I don't know if you guys could remember that. Him and the later Mr. Swanepoel, Frikkie Swanepoel, had the dinner there, and then Carlo, my brother-in-law, came past and he said to Mr. Kutsia, "How are you?" and he greeted him back, and Mr. Kutsia started drafting a contract on a piece of napkin, and he said, if you are taller than 194, please come see me so I can give you 20 rand. So when he went to Standard 9, I think, in roughly, he said 1989, he said that what happened then was when he got to that grade, he proceeded to go taller than 1 meter 94, and then he went to old Dr. Nell. And Dr. Nell said, well, what we need to do is to write out a sick note, and you need to take this to Mr. Kutsia to show him that you've passed the mark of 1.94, but now he needs to give you 1,000 rand for every millimeter you are taller than that. So he went to, he made an appointment at the offices of Mr. Kutsia, and when he got there, he asked to see Mr. Kutsia, who gladly received him, and he said he didn't want the money, but he just wanted to show him that this is what happened, and this is the advice of Dr. Nell. And then this was the man who was called Koos Kutsia. He took out his calculator and worked out the interest since the time he contracted. He says he remembers the contract, and my brother-in-law said, no, he doesn't want the money. And he says, no, we need to work out the precise interest, because Koos was a man of his word. He gave him 50 rand, and that was the end of the story. But this morning, in this time of profound loss, we all stand in solidarity with all who had the privilege of knowing him and getting to know him. The seed of life, of honor, has a vast impact. And I want to talk just quickly about seed, because that was his life. He sown a life of honor, trust, and truthfulness, and we are called to multiply this. I look at scripture in Genesis 1, verse 28, and it says there, God blessed them, this man and woman, Adam and Eve, and he said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and over the birds in the sky. So in reflection to Mr. Kutsia's legacy, we turn to the words of comfort found in the scriptures, drawing strength from the passages that he ruled over the situations, the life, and the troubles and challenges in this community. I also want to read Ecclesiastes 3, verse 1 and 2. It says, to everything there's a season, a time for every purpose under the heaven, a time to be born, a time to die, and a time to plant, and a time to pluck what is planted. Eden, as I mentioned in Genesis 1:28, was an opportunity
to multiply and cultivate, just as our lives are, just as Koos's life was. But how do we find meaning in this? At a certain stage, when the Israelites went from Egypt into the promised land, they were disappointed because they were longing for bread. And they couldn't understand why they couldn't have bread. So they asked God if they could have bread at a certain stage, and they turned to Moses and he prayed. And then we read this scripture, and I'm going to end off. The people of Israel, Exodus 16 verse 31, the people of Israel called the bread manna. It was like white coriander seed and tasted like wafers made with honey. Again, we pray for something, God gives us seed. So they needed that seed to make bread at the end of the day. But what does manna mean? It's interesting to note that in the Hebrew, it literally means, what is this? So when we sit here today and we try and make sense of what happened and ask ourselves, what is this? What do we make of a legacy in a life who was lived by a man like Mr. Koos Coetzee? We continue in his legacy. Keep on sowing his seeds and carrying on in truth, honesty, and respect. May Mr. Coetzee rest in peace, and may his enduring legacy continue to inspire those who follow in his footsteps within the legal profession. I'm just going to pray with you. Father God, as we are saddened today, we come to you and we ask for the purpose that we are supposed to walk into. Thank you for comforting the family, the friends, the colleagues, and thank you for a life of purpose well lived in Koos Coetzee. We just say that we are so grateful for each and every one who have learned and were mentored and were inspired by his life. We come and say thank you for this opportunity to have known him, to have met him, to have been with him. Kindly grant us the serenity to cope with situations and instances that needs to follow so we can better the legacy and also follow in the legacy of Mr. Coetzee. We pray that in your graceful name. Amen. Dankie Jan Hendrik, en ek wil ook op hierdie stadium net dankie eers sê vir die mense wat die dag moontlik gemaak het. Ek kry altyd die idee, maar met sulke goed uitvoer is ek nie goed nie. Maar dan het ek die hulp altyd van Annie Patience wat skitterend is met sulke goed. Meneer Glenn Farmer wat skitterend is met sulke goed. Hy het ons die kerse georganiseer, want ons het nie sulke oulike kerse nie. En dan ook Martie Minnick by my kantoor. So, en al die ander mense wat saam gewerk het en dan het ook gehelp met eetgoedjies hierna. Ek wil nou eers vir die prokureurs daaroor kan 'n kansie gee om so een kort te kom en net 'n heeltjie te sê oor my oom Koos. Ek vra my eers vir die Swanepoel se aan. Arnold by geleentheid in waar iemand in die Suid-Kaap sê, for those who speak English, I'd rather speak Afrikaans. Ja, maar Engels is 'n vreemde taal hier so, ons is nie vandag verplig om Engels te praat nie, soos om aan Afrikaans hoort gaan. Nou, die meeste mense dink ons as prokureurs is gemaklik om vir mense te praat. Dit is nie waar. Ons is allemaal maklik so om praat met die mense agter ons. So wat ek nou vandag doen is nie vir my maklik. In 1981 daag hier op Vredendal een jong advokaat op uit Graamsstad en om sy klerskap te doen en as 'n prokureur te kwalifiseer. So word Swanepoel in 1983 gebore. Oorspronklik van Klawer het hy elke dit met my skrif op probeer ons sukkel. Oorspronklik van Klawer het hy effe gesukkel met die Engels in Graamsstad. Dit het hy nou gesê. En daarom het hy maar teruggetrek hier na sy mense toe. By geleentheid het hy skynbaar in 'n aanranding die opsetting ernstige beseer saak die strafversagting gepleit vir capital punishment in plaas van corporal punishment. Terwyl die regter hom vriendelik moet reghelp dat hy nie sy kliënt moet laat hang in plaas daarvan laaitjies kry. Hy het hulle nog afslaag. Na my pa se dood het my ma by geleentheid gesê, jou pa het baie stories en meeste daarvan is waar. Kan julle verseker, hy en Koos het soos twee
Stout universiteitsstudente baie van daardie stories saamgemaak. As jong manne, dus toe ek hier op Vreeland kom, as ek met die jongste prokureur met 'n klomp ouer manne hierso, as jong manne het ons as families nou, as ek sê jong manne, ons het 3 seuns gehad en ons is 4 seuns. Jong manne het ons baie saam op vakansie gegaan en tye verskriklik geniet, saam geniet nou. Nou net vir Christian vertel toe ek op Vreeland kom, toe is hy nog 'n baba in die doeke en ons is hier deur Wildernis toe en op pad terug toe ons kar gaan staan, my pa se voet was altyd breek en die Koosmies ons toe met die stasiebaan net 'n waantjie tou en ons het die deure pad mekaar en ons het totaal onwettig om dit te doen met mense agter in daai kar en die polisie het net gesê, ry tog net julle twee. En ongelukkig maak die lewe met ons snaakse draaie en in Januarie 1993 toe ek hier by die firma Swanhoek en Coetzee aansluit, het in Koos in April 1993 besluit om op sy eie te gaan en die firma Coetzee prokureurs aan daar gebore. Toen ek as 'n jong prokureur hier op Vreeland gekom het, het ons met groot oë opgekyk na die ou manne en die diep spore in ons beroep en ons gemeenskap getrap het. Hulle was nie net prokureurs soos wat ons grondwetmakers vandag is nie. Hulle het in die gemeenskap gewerk, hulle ander goed gedoen as wat ons doen. Vandag werk ons met, hy en my pa was burgemeester van die dorp, onder andere. Nou, as gevolg van die Koos se bydrae tot die dorp, vergeet wat hy as prokureur gedoen het, het ons as daai en som by geleentheid genomineer as Vredendaler van die jaar. En dit sê vir jou alles. Koos is, wat my kennis betref, die eerste prokureur in meer as 50 jaar wat oorlede is, terwyl hy nog gewerk het. Die res van ons collega's is oorlede nadat hulle reeds die beroep verlaat het. Met Koos se afsterwe bring het een einde aan 'n era van legendes in ons regsberoep. Oom Arno van Zyl is waarskynlik die laaste van hierdie unieke groep prokureurs wat in ons omgewing oor is. Ons groet vandag 'n baie spesiale mens, wie in ons almal se harte ingekruip het met sy nederigheid, sagmoedigheid en sy goeie humor. Ek sê vir ons van almal hierdie gentle giant mis. Van Isabel, van die personeel van Coetzee, die nou sy groot skoene letterlik en figuurlik moet volstaan, alles sterk. Dankie. Ek was dan net dat Kobus ons gaan praat, so ek het aan kant geval. Ek kan net onthou, te gaan na die Mosse toe, ek was dan in 7 toen ek Koos hier aangekom het. En Christian was 2 as ek reg onthou. En wat gebeur het is, voor om Koos hier gekom het my pa vernoot gehad op die skrede. My pa was 6'4", en op die was kort, my pa het om die genoem kort gehad. En toen Koos hier kom, het hy my pa genoem kort gehad. Dit was die beleving of so, as mens, het ek, ek was baie respect gehad. En dit is altyd wel verwijs is die naast persoonlijke en dis Ja, ek vraag my gesant die beskuldigde bank op die getuiebank staan. Is die eerste keer wat ek in 'n hofsaal is wat ek nie daar agter sit nie, wat ek hier moet sit. Wat my laat dink, ek en Kobus het vanmiddag weer in dieselfde tyd aangekom. Ek het in die 92 Bloemfontein aangekom as 'n jong prokureur. En ek het gehoor
van die firma met die vreeslike lang verlote. En ek het dit nog nie ontmoet nie. En ek was maar net daar van Rysdorp gewees en die eerste kennismaking met Oos-Coetzee was terwyl as jy daar in die hof gesit het, die wat van Rysdorpse hof ken, weet is 'n ou gebou met skuifraamvensters en houthortjies voor die vensters. En hy was laat gewees vir die hof. En toe ek so opkyk, toe loer iemand bo oor hierdie hortjies binne in die hof. En ek vra toe vir wanneer nou die langs my gesê, wie is die ou? Toe sê nee, dis Oos-Coetzee. En ja, dit was my eerste indruk van hom gewees. Hy was nie net lank 'n persoon nie, ek het hom vir 32 jaar geken, dis al die 32 jaar gewees het. Hy was ook groot in persoonlikheid. Kobus het nou baie gesê van wat ek ook gesê het van sy posisie in die gemeenskap, burgemeester ensovoorts. Maar ja, Koos was iemand, hy het gesê ek moet nie vir oom sê nie. En ek het hom altyd op sy naam gedoen, alhoewel hy baie ouder as ek was. Iemand wat ek geleer ken het, as iemand met 'n baie besonderse persoonlikheid, altyd vriendelik, altyd tyd vir 'n grappie. Ek kan hom maar iets gevra as jy onseker was, en as jy jonk is, en jy kom in 'n vreemde omgewing, dan vra jy maar vra, want jy weet nie altyd alles nie. So, ek was baie verbaas om te hoor dat hy so siek geword het, so skielik, en dit was 'n voorskot te verneem het, dat hy gehospitaliseer is. En dit is 'n groot verlies vir die gemeenskap van Vredendal, dink ek, en ook vir die regsgemeenskap, soos Kobus dan gesê, daar's net 1 of 2 van hulle oor. En ja, ons kan werklik terugdink aan hom as iemand wat voetspore getrap het, en ek dink aan sy seun en almal wat hier is. Hy was 'n groot gees gewees, en ek dink julle kan baie trots wees op julle pa en dit wat hy hier vermag het. So, dit is dan jammer om te sê dat ons vandag hier moet wees. Dit is seker onvermydelik, maar wees trots op dit wat julle gehad het, en ook ons kan almal sê dat vir ons 'n voorreg was om hom te ken en dit wat hy bygedra het. So, ja, en dan moet ek ook op hierdie stadium sê, Kobus, dan is ek en jy seker die naas Chris Engelberg, die oudste 2 klokker gees op hierdie stadium. Maar nou ja, nee, baie dankie Santiago vir die geleentheid. Dit was 'n voorreg gewees vir almal van ons om hom te ken. En sterkte vir julle wat ook by die firma en Isabel en almal ook. Mense wat alle voorspoed doen, en dit het 'n goeie bousteen gehad om op voor te bou. Dankie. Ek weet nie of die ander youngsters ook vir hom geken het, jy het gesê, nou nie na. Voordat sy die youngster net hulle roep. So ja, ek het dan die volgende, na die res van die woord. Ek het in 96, die begin aard het in die Vredendal, en by Daniel en Engelberg geprobeer, waar Chris Engelberg is. Hy wil spesifiek vra dat ek vir die familie en vir dinge van die firma sy simpatie oordra vandag. Hy kan ongelukkig nie vandag die beste uit van wel nodig sy eer oor en sal ook Chris Engelberg sien. Toe ek hier kom, was ek nou nie onbekend met oom Frikkie en oom Koos nie. Hulle was ons altyd soos 'n kameraadskap, so bende, goeie bende. Ek het, omdat ek hier skool gegaan het en hier groot geword het, en omdat hulle so aktief in die gemeenskap was, het 'n mens met hulle groot geraak. So, was bekend aan hulle of aan hulle mens wees, want hulle was sulke regtig mense waarna jy opgesien het al van dat jy in skool is. En dit was vir my ongelooflik intimiderend om hulle kollega te wees. So, ja, ek was so bang vir hulle. Regtig, want hulle is groot van postuur en hulle, as 'n mens nou 'n jong, dit moes nou 'n aardklerk is, jy weet niks. Kyk, die Dani het altyd gesê, 'n
tweedejaars student is regtig die slimste, maar ook die slegste verteenwoordiger van, kom ons sê, van die regsprofessie as jy 'n tweedejaars regsstudent is, want jy dink jy weet alles, maar eintlik weet jy niks. Maar as jy nou aardskilklerk is, dan is jy al by die punt wat jy nou weet jy weet niks. En om met hulle, om te litigeer en jy moet prosesstukke, jy moet met hulle, dit is so intimiderend. En om in die hof te wees saam met hulle is nog erger, want dan is die hele in jou kop wat jy van hulle dink en jy het soveel respek vir hulle. En hulle is groot van liggaamspostuur en dit was vir my so ongelooflik om hulle menswees beter te leer ken op daai vlak. En oom Koos het altyd so afgebou na my toe en met my gepraat en dit was so spesiaal en ek sal dit altyd onthou en ek is eintlik spyt dat ek vir hulle beide dit nooit in persoon gesê het van hoeveel hulle vir my beteken het in my journey met die reg nie. Dat hulle regtig waardige mense was, rolmodelle, wie ek na kan opgesien het in my pad dan nou as 'n kollega van hulle. En hulle het my nooit ooit laat voel dat ek minderwaardig is teenoor hulle. En om Koos se sagte manier van praat en sy nederigheid en ek sal altyd onthou die manier waarop hy afgebuig het oor my as hy met my gepraat het en amper 'n beskermende posisie ingeneem het. En ek wil vir die kinders en die familie sê, regtig iemand waarop hulle kan trots wees en hy het alle rede gehad om nie teenoor my spesifiek so nederig te wees of so wil amper sê caring op te tree nie, maar dat hy regtig die posisie ingeneem het om te dink, maar hierdie is soort van my gelyke, in die sin dat hy respek gehad het vir die kollega, maar terselfdertyd vir jou soveel geleer het en dat daar so 'n mooi verhouding was, dat jy altyd kon vra en as jy selfs teen hom gelitigeer het, dat hy nooit sy posisie van gesag en ouderdom teen jou ingeneem het. En daarvoor. Is daar nog even net wat ek wil sê? Ek het vir meneer Soels ook vandag, hy is ook vandag hierso, ek het hom gevra of hy iets wil sê, maar ek het kies om nie vandag iets te sê nie, maar hy het sy eer kon betoon. En ook iemand wat al 'n lang pad saam met ons almal stap. Ek wil ook net Alwyn Miller se woorde sê en ek dink dit wil afsluit daarmee. Alwyn Miller van Roodersfontein. Ons was altyd bekend as die ou Sirkel 18. Nou Sirkel 18 het Noord-Kaap en Wes-Kaap ingesluit, want die LPC se borde was in die Kaapse Prokureursorde. En die Sirkel 18 het dan altyd die groot geeste gehad as die leiers. Nou by die laaste vergadering wat Sirkel 18 gehou het Frikkie Swanepoel gesê, ek en Gustaf moet nou maar vir ewig die bestuur bly, want daar is nou nie meer, daar is nie Sirkel 18 nie, daar is nie meer vergaders nie, so ons moet nou maar vir ewig die bestuur aantal. Ons gaan maar probeer om in daai groot voetspore te stap, maar ons groet vandag een van die groot geeste van Sirkel 18, en dit is ook Koos Coetzee. Ons sal, ek gaan vir Isabel nou gesport. Ons gaan nou hierna kan koffie drink en 'n broodjie eet, wat ook al, hier agter. Baie dankie vir julle almal wat gekom het. Good for the last time, everybody stand. We're going to adjourn for the last time for Koos Coetzee. All adjourns. Ek het sê, ek ken dit duidelik, ons gaan hou vas ons aan. Is dit geland? Cedric? Is dit geland?